Kus probeer weer. Goeiemôre almal. Ek weet dis 'n bietjie koud. Kan jy voel is winter? Is jy seker? Hierdie is nog nie winter nie. Ons winter kom nog. Hierdie is nog herfs. Maar ek is bly jy is hier so vandag, jy het bly jy het die tyd uitgekoop en ek is regtig dankbaar vir elkeen wat die tyd uitgekoop het om regtig hierdie week se Pinkstertyd by te woon. Ek hoop julle het lekker sop geëet, lekker brood geëet en lekker net die Heilige Gees ervaar. Ek hoop jy het uitgestap met 'n vol maag en met 'n vol gees. Amen. OK, ek glo julle is so. So vandag gaan ons aan met ons 'n bietjie met ons reeks en ons gaan 'n bietjie kyk van hoe die Heilige Gees in alles speel en veral in vergifnis. Want ons het die Heilige Gees se hulp nodig. Amen. En waar is die dag van Pinkster, sommer die Pinkster Sondag, waar dit so lekker is om by mekaar te wees en weet 2000 plus jaar terug is die Heilige Gees uitgestort. En hy is nie weggevat nie. Hy is nog hierso. Hy is nog met jou. Hy is saam met jou. En weet jy wat wonderlik is? Hy praat nog steeds vandag. Die dag van Pinkster in Handelinge, ons gehoor het hoe hy gepraat het, hoe hy homself geopenbaar het, die Gees uitgestort was, dit gebeur nog steeds vandag. Amen? OK, goed, julle glo dit. So om te help, gaan ons weer kyk na dat God nog steeds praat met ons. God praat nog steeds met jou, en God praat nog steeds met my. So ons het gepraat oor die Heilige Gees in hierdie Pinksterreeks, ons het gepraat van wie is die Heilige Gees? Dat hy nog steeds werk vandag, en dat hy nog steeds met mense, dat hy nog steeds mense aanraak, hulle genees en hulle vrymaak van al die ketTINGs wat ons vashou in hierdie wêreld. En veral vir onvergifnis. En onvergifnis is 'n ketting wat dik is. En is moeilik om te breek. Dit is moeilik om te sê dis klaar. Want ons sukkel, want ons probeer dit op ons eie te doen. Maar baie keer wil God met jou praat. Hy wil iets met jou deel, hy wil iets vir jou wys. Maar jou hart is vol en met soveel geraas en so vol met bitterheid, met pyn, met onvergewensgesindheid en met geraas. Want wanneer God praat, hoor jy hom glad nie praat. Die Heilige Gees wil nie net met jou praat vandag nie, hy wil jou hart verander. Die Heilige Gees is nie net hierso vir ons om maanskyn en rose deur die lewe te gaan nie, maar hy is hierso vir ons om ons te lei wanneer dit nie so goed gaan nie en wanneer dit sleg gaan, moet ons na hom luister. Amen. Maar om na hom te luister, moet ons onsself neerlê. Soos Jacques nou vir u voorgesê het, minder van my en meer van u. En weet jy wat jy minder van jouself is? As jy jou goed neerlê, jou pyn neerlê, jou bitterheid neerlê, jou onvergewensgesindheid neerlê en sê Here praat met my. Amen. OK. Julle so jy op jou opstaan jumping jacks doen. Kom. Baie mense wil God se stem hoor. Wil jy God se stem hoor? OK, God se stem hoor. Korrek. OK. Oor jou toekoms, né? Jy wil God se stem hoor oor jou toekoms. Oor jou werk? Ja, ek glo ons almal wil oor verhoudings, ons wil God se stem hoor. Maar die Heilige Gees kom eers 'n bietjie na 'n plek toe wat nader is. Hy kom na jou hart. Hy kom na jou hart en hy wys vir ons eers wat moet uitgesorteer. Wie wat dink so mooi is, as jy Jesus aanvaar het. En ja, waar gaan die Heilige Gees? Hy gaan in jou hart in, né? Ek sê altyd vir my seentjie, waar is Jesus? Hy sê hierso. Oor net gou by sê Paultjie is OK. Die wat nie hierso was nie, Paultjie het geval uit sy carrierpad uit, sy kop gekap. My vrou is toe pediater toe die volgende dag net vir 'n check-up en toe het hulle maar net 'n MRI gedoen om te kyk of alles reg is. Alles is OK. So baie dankie vir almal se gebede en alles. Hy is OK. Maar dan kom ons gaan weer terug. So as jy Jesus aangeneem het, dan waar gaan hy in jou hart in? En as in jou hart ingaan, as die Heilige Gees daar is hy besig om iets skoon te maak. Korrek? So ek hou van dit om altyd so te illustreer vir mense is van wanneer die Heilige Gees inkom, begin hy hy begin van onder af en hy begin te druk, goed op te druk wat moet uitkom. Ja. Is dit nie so nie? So baie keer is dit van jy voel, die Heilige Gees aanvaar, jy voel hierdie groot haai en dan volgende week is jy ewe skielik jy weet jy kom jy so kwaad ewe skielik heeltyd nie.
En iemand iets vir jou snaaks kyk as jy kwaad voel. Maar jy het die Heilige Gees in jou. Die Heilige Gees is vir jou wys. Hy wil iets vir jou wys van, hoor hierso, daar's 'n probleem met jou, miskien met jou neer. So kyk na dit. Want ek glo reg dat die Heilige Gees wys vir ons waar ons verkeerd is. Is dit nie so nie? Soos hy wys vir ons bitterheid, hy wys vir ons trots, hy wys die seer. Baie keer wil mense nie soos baie keer deur die seer werk nie, want hulle is bang om weer die seer te ervaar. Maar ons moet deur dit werk, want die Heilige Gees moet inkom en dan moet hierdie ding uitwys en sê, hoor hierso, hierdie is 'n probleem en hierdie is miskien 'n struikelblok wat jy nie God se stem kan hoor nie. So kom ons hanteer hierdie en kom ons kry hierdie weg uit jou lewe uit sodat jy God se stem beter kan hoor. Amen. Baie vinnig. So areas vir jou wat nog nie genees is, die vir jou wys. En dis wat die Heilige Gees doen. Hy wys vir ons. Want in Psalm 139 is net weer daai Psalm van wat Dawid gebid het. Dis van deurgrond my o God, soek my hart o Here, wys vir my o God, wys my waar ek verkeerd is. Amen. Hierdie is so 'n kragtige gebed wat jy kan bid vir jouself. As jy in jou stilte tyd is, sê hierdie Psalm op en sê Here, ondersoek my hart, deurgrond my o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad. Is dit nie so mooi om te wys dat God jou kan wys wat verkeerd is nie en hy kan jou lei na die regte plek toe? OK. God wys vir ons. Dawid het hierdie gebid en dit is nog steeds toepaslik vir ons vandag. Jy kan hierdie bid en sê, search me, O Lord. Search my heart and know my heart. Hy weet wat in jou hart aangaan. Hy weet beter wat in jou hart aangaan as wat jou man of jou vrou weet. Beteken jouself. Nou ons druk goed neer, ons sit alles neer, ons probeer dit weg te steek. Luister gou mooi wat Jesus hierso sê, Johannes 16 vers 8. Hy sê vir ons, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Ek het dit gesê in Pinkstertyd en ek wil soms weer sê vandag. Baie mense het gesê, maar hoekom het Jesus weggegaan het? Hoekom het hy nie op aarde gewees en sy troon gevat het en ons almal kom hom aanbid nie? Wat was Jesus gewees? Hy was in vlees gewees. Ek kan nie hierso wees in vlees en by my vrou wees wat by die huis is in vlees nie. Korrek. So hy sê, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kan kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Amen. Luister mooi, Jesus het opgegaan hemel toe, en hy gesê, Heilige Gees, asseblief, gaan doen jou werk. Stort uit oor alle mense. En luister mooi, toe die Heilige Gees, en hy sê, en wanneer hy, die Heilige Gees kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde. Die Heilige Gees gaan jou wys waar jy verkeerd is. Hy gaan die wêreld wys waar dit verkeerd is. En dat die reg aan my kant is, aan Jesus se kant is, en dat die oordeel al gekom het. So hierso wys dit vir ons dat die Heilige Gees is uitgestort vir elkeen van ons, om ons te wys waar ons verkeerd is. Daai stemmetjie wat binne in jou is en sê, hey, wat jy doen is verkeerd. En jy weet dis hy wat praat, want jy weet is verkeerd, en jy doen dit nog steeds. Is dit nie so nie? So wanneer daai stem met jou praat, hy sê vir jou, hoor hierso, hierdie moet jy uitsorteer in jou hart, hierdie onvergewensgesindheid wat in jou hart is, moet jy uitsorteer, want dit hinder jou om God se stem te hoor, dit hinder jou om God beter te leer ken, dit hinder jou familie, dit hinder alles wat om jou is, hinder dit jou om verder te gaan. En die Heilige Gees is nie die een wat ons veroordeel nie, hy openbaar ons en genees ons. Hy openbaar ons hart. Ek kan niks wegsteek vir hom. Dit is so tragies eintlik, om te sien hoe mense goed wegsteek van mense af, lieg. Of jy steek goed weg van, jy vertel nie die waarheid, of jy wil vir niemand vertel nie, maar weet jy wie kyk?
My ma het my altyd gesê toe ek jong was van, jy kan niks wegsteek vir die Heilige Gees nie, hy sien alles raak. Toe ek eendag het ek koekies, ons wag nie koekies sommer geëet nie, ons moes almal gedeel het, maar ek het 'n pakkie Oreos gevat en ek het in my kamer ingegaan. Want wie wil die Oreos eet nie? Kom nou. En ek gaan in my kamer in en ek onthou daai woorde wat so met my praat, dan sê die Heilige Gees sien alles en ek gaan so Here sê, Here asseblief, ek wil net 'n koekie eet. Ek so lus vir 'n koekie. As ek vir die ander kinders gee, gaan alles weg wees. Dan gaan ek niks meer kan kry nie. Maar die Heilige Gees sien alles raak. Hy sien jou hart, hy sien wat jy doen. Jy kan niks wegsteek vir hom nie. Iets wat van julle sê, maar ek hoor nie meer die Heilige Gees nie, ek hoor nie meer die Here se stem nie. Soos jy sê, vir die hand op te steek nie. Jesus, wag nee, julle hoor die stem van die Here duidelik. Soos ek met julle praat, hoor jy die Here se stem, ekskuus. Nee, ja, dit goed, wel dan. Maar ons probeer so om God se stem te hoor, maar ons wil nie stil raak nie. Want ons hart het hard geword. Ons hart het hard geword en dis hoekom ons kan nie hoor wanneer God praat nie. Ons kan nie hoor nie, want ons is soveel goed wat ons so hard bære, dat God nie 'n plek het om te praat nie. En dis waar ons moet kom en sê, Heilige Gees, ondersoek my, wys vir my, so waar moet ek verander? Want die Heilige Gees werk diep binne in jou hart. Hy werk diep waar jy nie eens baie keer aandag aan gee nie, gee hy aandag. Hy kyk na dit en hy sien dit, want hy wil jou genees. Efesiërs 4 vers 31 sê, laat alle bitternis verdwyn. Ons het op. Ek dink jy is daar so goed, ekskuus. Laat alle bitternis verwyder word en verdwyn. Moet nooit verbitter of opvloeiend wees nie, of woedend word nie. Luister mooi. Moenie vloek nie, moenie skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. Dis wat Efesiërs 4:31 ons sê. Moet nooit verbitter of opvloeiend wees nie. Opvloeiend beteken vir wat? Wat is hierdie so mooi woord vir opvloeiend? Dis lig geraak. Wat is die ander woord vir dit? Offended. Ek is offended, opvloeiend. So nie opvloeiend wees nie. Nie bitterheid word nie, woedend word nie. Moenie vloek nie, moenie skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Dis wat die woord vir ons sê, want wanneer jy bitterheid dra in jou hart, raak jy negatief. Wanneer jy bitterheid dra in jou hart, word jy hard. Wanneer jy bitterheid dra in jou hart, word jy afgesny. Word afgesluit. Dit is net jy. Niemand anders mag naby jou kom. Jy bou mure op, wat niemand kan inkom nie. En die Heilige Gees wil jou hart weer sag maak, my vriend. My boetie en sussie, die Here wil jou hart sag maak. Esegiel 36 vers 26, hy is nie op die bord nie. Ek sal julle 'n nuwe hart gee. Hoor mooi. God sê, God, sal 'n nuwe hart vir jou gee. Hy sal vir jou 'n nuwe hart gee. 'n Sagte hart. Hebreërs 3 vers 15 sê vir ons, verhard julle harte nie. Hoe weet jy dit op? Nee, is hy daar so Stefan, ek weet nie waar is hy. Daarom word daar gesê, vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. Julle het mooi gehoor. Okay, goed, nie hardkoppig wees nie. Soos julle voorvaders tot julle toe hulle in opstand gekom het nie. Wat moet ons doen? Moenie hard geword nie. Ons moet nie 'n harde hart kry nie. Ons moet nie hardkoppig word nie. Ons moet nie opstandig word nie. Hoekom ons sien dit nog steeds so baie in ons lewe nog steeds, ons word opstandig, hardkoppig, trots en ons word hard. Kyk, hoe mooi is in 'n gesprek is met mense. Praat hulle positief, praat hulle negatief. Want as jy negativiteit hoor, is daar iets in hulle hart. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So as jy in 'n gesprek is met mense en as jy altyd negatief, dan dra hulle
swaar in hulle hart. So kom ons verander ons hart, kom ons verander die hartigheid en ons verander dit na 'n hart van vlees. 'n Hart wat die Heilige Gees kan opwerk. Aan vergifnis maak jou hart weer oop na God. Wanneer jy vergewe, wanneer jy mense vryspreek, wanneer situasies, omstandighede, en ek praat van omstandighede, en ons het soveel goed in ons lewens gebeur dat ons nie voor vergifnis het nie. Groepe, mense, politiek. Ons moet mense vergewe, ons moet groepe vergewe. Want as ons dit nie doen nie, word ons hart hard. En wanneer ons vergewe, maak ons hart oop, sodat God kan werk. En in Pinkster het ons hierdie tyd gepraat van, jy kan nie alleen leef nie. Ons kan nie alleen leef deur hierdie wêreld nie. God het dit spesifiek vir ons 'n kerk gegee, 'n groep mense gegee, gelowiges gegee, wat dieselfde hart het. Maak mense foute? Nee, ekskuus. Maak mense foute? Ja, die woord sê dit duidelik. Nie jou vertroue op mense sit nie, maar sit jou vertroue eerder op God. Wanneer ons voel dat ons nie vir mense wil vertrou nie, hoekom wil ons nie mense vertrou? Hoekom wil jy nie? Want jy wil alleen leef. Jy het seer gekry. As seer in jou hart. Iemand het jou verraai miskien. Iemand het jou sleg gepraat. Jy moet vergewe, my vriend. Want as jy nie vergewe nie, gaan jy net jou mure sterker word, groter word, en gaan dit moeiliker word om af te breek. Maar as een persoon, soos hierdie goeie mure, wat vinnig kan laat val, en dis die Heilige Gees. As jy hulp soek met dit, is hy daar. Sommige mense hierso het diep seer, is verraai, is gebreek, maar die Heilige Gees gee vir ons bonatuurlike krag om te vergewe. Om daai moeilike stap te neem. Romeine 5 vers 5 sê, die liefde van God is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Ek het laas oor dit gepraat van liefde en vergifnis loop saam. God sê ons moet ons medemens lief hê. En ek weet, dit is moeilik baie keer om jou medemens lief te hê. Maar as jy nie kan lief hê nie, kan jy nie vergewe nie. As jy nie vergewe nie, kan jy nie lief hê nie. So maklik soos dit. As jy nie mense kan vryspreek nie, het jy nie liefde nie. Want jy wil dit hou. Jy wil dit vir jouself hou. Die Heilige Gees help ons om te laat los. Die goed wat jy so styf vashou. Jy kan dit nie los nie, ek kan nie los wat die mense aan my gedoen het nie. As jy dit los, is jou hande oop om te aanbid. Is jou hande oop om te ontvang wat Jesus vir jou wil gee. Hy maak jou weer sag. Hy maak jou weer vry. Jy is nie meer aan die pyn nie. Emosionele pyn. Ek praat nie fisies nie, ek praat van emosionele pyn. Geestelike pyn wat jy dra. Die Heilige Gees is daar. Hy is die ene wat jou help deur dit. Hy is die ene wat jou vry maak. Hier is soveel mense wat met bitterheid rondloop. En hy wil jou vry maak, my vriend. Hy wil jou vry maak van hierdie pyn. Jy hoef nie alleen deur die goeders te gaan nie. Jy hoef nie self deur die goeders te werk nie. Hy is daarso. Maar hier is ook mense wat jou kan bystaan. Hier is mense wat vir jou kan instaan in gebed. Hulle hoef nie alles te weet nie, maar hulle kan vir jou instaan in gebed. Hulle kan daar vir jou wees. Want ons het mekaar nodig. Want dis nie goed dat ons alleen is nie. Dat ons gebruik ons in huwelike. Dis nie goed vir 'n man om alleen te wees nie. 2 is beter as 1. Is nie so nie? So nou goed. Jy kan nie alleen deur die wêreld loop nie. Jy kort 'n vriend om jou te dra. Jy kort iemand om jou net te bemoedig en net vir jou te help met 'n gebed of 2. En ek wil hierdie sê mooi van kry vir jou iemand wat vir jou goddelike wysheid kan gee. Niemand kry om net vir jou net te sê, so gaan oukei wees, so al hierdie mooi woordjies sê nie, maar as niks goddelike wysheid nie. En goddelike wysheid is van ek gee jou liefde, maar ek gaan jou waarheid gee. As jy nie van dit gaan hou nie, moet jou hart uitsorteer. Want liefde en waarheid het ook 'n balans wat hy moet hê. Ek kan nie te veel liefde gee en niks meer waarheid nie. Ek kan nie te veel waarheid gee en as niks liefde nie. Dan moet 'n balans wees.
So wanneer jy kom na my toe en jy vertel dat iets fout, en ek gaan vir jou liefde gee, ek gaan vir jou sê, dis okay. God kan jou deur help. Maar ek gaan ook vir jou die waarheid gee en sê, hierso moet iets uitgesorteer word. Dis God se liefde. Dis wat Jesus vir ons wys. Amen. Okay, goed. 2 Korintiërs 1 vers 4, hy troos ons, sodat ons ander kan troos. As jy wil graag, ek hoor so baie mense wil mense help. Kry ek so bly jy wil mense help. Maar jy moet ook genees word. Om mense te troos, moet jy ook getroos word. Jy begin by jou, alles begin by jou. Jy kan net 'n paar stappe skiep nie. Jy moet jouself uitsorteer, ek moet myself uitsorteer. Want die grootste bediening kom dikwels uit die grootste genesing. As jy deur die grootste pyn in jou lewe gaan en jy kry genesing op dit, kan jy mense bedien uit dit uit. Ek weet baie mense sê van Joyce Meyer het 'n rowwe lewe gehad as 'n jong vrou. Sy was ge-abuse op alle maniere. En sy het gekies om te vergewe. Sy het gekies om te vergewe. En sy kan mense nou help om hulle te troos vir die goed wat sy deurgegaan het. En dis dieselfde wat geld vir my en jou. Die goed wat jy deurgegaan het of wat deurgemaak het. As jy dit vryspreek en vrykom van dit af, kan God jou gebruik om ander mense te help. Want weet jy hoekom? Hy het jou nodig. Jy het 'n storie om te vertel, jy het 'n getuienis om te deel, wat mense kan bemoedig en hulle uit die donkerste plek van hulle lewens kan uitkry. Want God kort jou. Hy kort jou om vry te kom. Hy wil hê jy moet vrykom, want dit is ons 'n geskenk vir ons. Jesus het gegaan hemel toe om ons die Heilige Gees te gee, om dit vir ons, ek wil sê, makliker te maak. Is dit nie so nie? Makliker te maak. Ek sê vir iemand, you have an unfair advantage teenoor die wêreld. You have an unfair advantage. Want jy het die Heilige Gees. Vir ons is dit fair, vir die ander mense is unfair. Maar gebruik hom, hy is daar. So waar ons nou amper op die einde is van ons reeks. Ek hoop jy het 'n boekie gekry en daar is nog boekies daar agter as jy nie een gekry het nie. En ons is week 5 en ek wil graag hê jy moet hierdie week fokus. Laat die Heilige Gees vir jou wys waar daar nog wonde is. Want jy moet eerlik wees met jouself om genesing te kry. Jy kan nie dokter toe gaan en sê, dokter, ek het seer, maar jy weet nie vir hom wat seer is nie. Jy sê, ek dink dis ergens op my lyf. Daar's baie plekke op jou lyf wat kan seer hê. Maar ek wil sê, dokter, daar is pyn in my keel is seer, of my vinger is seer, of daar's ietsie seer, jy moet vir hom sê, jy moet eerlik wees met hom, van waar is die pyn, dat hy kan help, en selfs met die Heilige Gees, hy weet alles van jou, maar hy wil hê, jy moet vir hom sê, hy wil hê, jy moet hom praat, en hy wil kommunikeer met jou, hy wil 'n verhouding hê met jou, amen. So, vra die Heilige Gees, wys vir jou waar nog wonde is, en laat hy jou hart sag maak weer. Vra vir hom, Here, is my hart hard? Het my hart hard geword teenoor mense, omstandighede? Het dit hard geword? En wat moet ek nog loslaat? Wat moet ek nog los wat my lewe vashou? En die Heilige Gees is so getrou en hy sal vir jou wys. Vir my is elke keer as ek dink vir myself, ek het seker alles nou al, almal vergewe, ek sal seker deur alles. Bid ek met die Heilige Gees, ek sê, Heilige Gees, is daar nog iets in my hart wat moet uitgesorteer word? Want toep, is daar iets hier, sê, yes, dankie Heilige Gees, U so goed en getrou is. Dankie dat hierdie mense kan vryspreek, Here, ek vergewe hulle. Dat hulle nie meer mag om daai onvergifnis wat in my hart is, Vader, ek kan hulle vryspreek en ek kan vry wees. Want die Heilige Gees wil hê jy moet vry wees. Jesus wil hê jy moet vry wees. Die dag van Pinkster was nie net 'n dag van groot krag nie, maar was 'n dag waarvan vryheid gekom het. Van vryheid van hierdie lewe, vry van hierdie sonde, vry van hierdie onvergifnis, vry van al die kettinge wat ons so vashou. Dis wat die Heilige Gees kan doen, hy kan jou vrymaak. Hoekom lewe ons nog so asof ons nie vry is?
Ons soek dikwels 'n woord, ons soek dikwels 'n profesie van mense af, ons soek tekens, ons soek hierdie groot goed. Maar die Heilige Gees wil een ding eers doen, hy wil jou hart verander. En as hy jou hart verander het, gaan hy die goed meer en meer raak sien in jou lewe. Jy gaan sien hoe die woord lewendig word voor jou. Jy gaan sien die profesie wat voor jou geopenbaar word. Jy gaan sien die tekens wat hy vir jou wys in die kleinste goedjies. En ek wil net vir julle die gou wys, en hierdie eintlik so wonderlik. Ek ben nou 'n bietjie geskrik, maar kom. Jy sien? Ek gaan nou vir julle wys. Kom. So 'n teken. Ek het nou hierso 'n klein lieweneersbesie. As jy nie weet, is nie so leiewak. Die Afrikaans is lieweneersbesie. Dis 'n klein, is 'n leiewak, so 'n klein goggel. Maar is daai rooi goggeltjies, né? En weet jy wat, hoe mooi is dit om nou net dit te gesien het op my. As ek hierdie rooi besie so sien, hierdie leiewak, en dan my so dink aan 'n storie, en miskien ken julle die storie van The Shack, en waar ons met vergifnis kom, as hy nou gaan vlieg, dit is 'n vergifniswerk, is van, laat het gaan, en hy is weg, ek dra hom nie, en het wys so mooi, en hoe getrou God is, dit is nou iets so mooi, dat die lees nou sê van dit is 'n kies from God. En hoe meer jy dit vrymaak in jou hart, hoe meer gaan jy die goed raak sien. Mense gesê as 'n besies, gewoon weg. Maar jy kan sien die swinkies wat God net vir jou gee en sê, hy is by jou. Hy is met jou. Ons het 'n rowwe week gehad hierdie week. Dit was moeilik geweest. Maar hier is weer 'n bewys van God, dis daar. En al is dit nou 'n klein ou besie, het God gewys. God wil jou hart verander. Hy wil dit sag maak, hy wil dit genees, want dit is God se hart vir jou. God se hart vir jou is dat jy vry moet wees. So, ons uitdaging vir die week. Van die Here wys my waar my hart nog hard of bitter geword het. En maak my weer sag voor U. Lees Efesiërs, Psalm, Romeine, en doen, vat tyd in stilte en vra die Heilige Gees om een area in jou lewe uit te wys waar jy nog genesing of vergifnis nodig het. En weer eens, as jy vir hom vra, is hy goed en hy is getrou. Hy sal vir jou dit wys en gee. So in hierdie oomblik wil ek net jou oë toemaak asseblief. Is baie van ons en miskien lank na God se stem soek, of net na so 'n klein kies from God partytjie. Maar vandag wil God ietsie anders eers in jou hart, in jou lewe doen, en hy wil jou hart aanraak. Hy wil jou hart wys, hy wil jou hart verander. Hy wil vir jou wys, waar is daar aan ietsie in jou hart wat nog moet vrygemaak word, genees word. Want die Heilige Gees wil jou genees. Die Heilige Gees wil jou sag maak. Hy wil jou herstel. Hy wil jou weer laat hoor wat God vir jou sê. So Here Jesus, baie dankie vir die Heilige Gees. Dankie dat hy vir ons die krag gee om deur hierdie lewe te gaan. Dankie dat hy vir ons wys waar ons harte nog verander moet word en waar daar ietsie is wat uitgetrek moet word. Genees ons wat stikkend is, Here. Wys vir ons van die proses wat ons moet deurgaan om genesing te kry. Maak my weer sag, Here, voor U. En vir mense, maak ons harte weer sag vir 'n hart wat vergifnis soek. Help my om ander vinnig te vergewe. Help my om vry te kom
van die kettinge wat die vyand of die lewe so oor my gesit het. En Here, help my om in al hierdie geraas U stem te kan hoor. My broer en sussie, ek wil vir jou sê vandag, die Here se stem is sag. Dis koesterend. Dis vrede. Om jou gedagtes stil te kry, is moeilik. Maar Here, dankie dat ons sal help om ons te lei, om ons gedagtes rustig te kry en stil te kry. Gebruik ons lewens, Vader. Gebruik die seer wat ons het, ons genesing ervaar uit die seer uit, om ook ander te help wat in dieselfde seer is. Heilige Gees, ons sê vir U dankie vir hierdie dag. Dankie vir die uitstorting van die Gees op Pinkster. En dankie ons vandag nog steeds weer die Gees werk in ons midde. In elke hart is die Heilige Gees besig om te werk. In elke familie is hy besig om te werk. En Here, laat ons die keuse maak om elke dag U te volg. Na U te luister. U te gehoorsaam. En ook ons harte uit te sorteer voor U. Dat U ons kan gebruik vir U koninkryk, vir U wil. Here, ek bid 'n seën oor elke gemeentelid hierso. Here, ek bid 'n nuwe uitstorting van boldness oor elkeen. 'n nuwe uitstorting van krag. 'n nuwe uitstorting van vrede. Ek bid vandag dat die vrug van die Gees sal ervaar in jou daaglikse lewe. En dat die Gees so in jou gedagtes so oopmaak as jy besig is om iets, miskien hard te praat met jou kinders of met iemand by Shoprite of Checkers, hulle vir jou sal wys en sê, hoor hierso, praat sag. Praat met liefde. Ek bid dat die Gees vir jou sal openbaar van waar hy nog besig is in jou hart en waar hy nog wil werk in jou hart. Die hindernisse wat jou keer om God se stem te hoor. En ek bid dat hy vir jou weer die honger sal gee om in sy woord en in te delf. Dat jy hom kan ken en hom ervaar op 'n hele ander manier. So Vader, ek bid vir elke gemeentelid. Ek bid vir genesing en ek bid vir 'n uitstorting van die Gees, Vader. Dat U die vuur sal weer aan die brand steek in ons harte vir U en vir die koninkryk. Dankie Vader vir elke persoon wat hierdie week uitgekoop het om by die Pinksterdiens te wees en ek wil ook 'n besonderse dankie sê en 'n blessing sê vir die mense wat die tyd gemaak het om sop te bring en 'n sop te maak en die brood te gee, die botter, die konfyt en die opmaak van die plek, Vader. Bid ek 'n nuwe uitstorting van blessing verder. Want hulle het vir U gedoen en U alleen. En dankie Vader dat iets ervaar het en iets gekry het hierdie week. En wat ons nog steeds net kan groei in ons lewens. Dankie Vader. Ons bid alles in Jesus naam. En die gemeente sê, Amen en Amen.